Goeienaand almal. Net so 'n bietjie om afkry. Baie welkom ook vanaand hier en dankie vir almal wat ook vanaand besluit het, 'n besluit geneem het om ook hier te wees en deel te wees ook hiervan. Ek dink dit is so belangrik dat ons ook moet weet. Ek weet vandag is dit baie makliker deesdae om net by die huis dalk miskien op Facebook of so te sit en kyk, maar op die ou einde, dit wat mense hier beleef van die gemeenskap van die gelowiges, kan nooit vergelyk word met net op by die huis sit nie. So baie dankie dat julle ook gekies het, ook om hier te wees. Die afkondiging het ons vanoggend deur gegaan, ek wil eintlik nou nie veel daaroor sê, onthou net maar van môre aand af is dit om 6:30, en dan die groep wat môre aand dan nou ook aan die beurt is groep nommer 5. Julle is môre aand, Leni, dis daar by julle. En dan ons tema môre aand is Sola Gratia. Dit is so belangrik hierdie waarmee ons besig is, en ons gebed is regtig dat ook mense dit sal hoor, en ook regtig sal besef hoe kosbaar, hoe belangrik. As ons nou na vanoggend het ons so die belangrikheid gehoor oor die skrif alleen, want ons kan nie sonder die skrif. Ons mag nie sonder hom, hy is die enigste bron. En vanaand se preek, daai bevryding van die las op 'n mens, wat moet ek doen? Dis eintlik 'n boodskap wat almal moet hoor. En dan is dit jammer as ons net so paar is, maar ons wat hier is, weet die Here het ook met ons 'n afspraak. Ons het net geleentheid om die Here ook te eer met ons offergawes, voordat ons dan nou ook gaan begin. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, worship you. All I have within me, I gave you praise. All that I adore is in you. Ek wil vir almal van julle baie welkom sê ook vanaand hier. Kom ons word stil en dan vra ons ook die Here se seën vir vanaand. Here, baie dankie dat ons vanaand ook net kan weet dat U is ons God. In 'n donker deurmekaar wêreld, ja, met dreigende oorloë en almal wat vir mekaar kwaad is en wil vat wat hulle wil van ander wat hulle wil hê, dan is hierdie boodskappe soos 'n anker. U woord en geloof alleen. Ons kan maar net aan U kom anker, ook in hierdie week. En Here, ons kyk op na U, om ook vanaand ons afhanklikheid van U en teenoor U te erken. Kom raak ons aan in U genade. Amen. Ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en deur Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan, ek dink julle het nog so 'n lied of twee liedere, kom ons staan, dan sing ons lekker saam. The
niks om my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen by velde, na waters waar is het, lei hy my heen. Na waters waar is het, lei hy my heen. Ja, baie diep al hy my heen. Ja, baie diep al hy my heen. Hy plaas my voete op my ewige rots. Ja, baie diep al hy my heen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen by velde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Ja, baie diep al hy my heen. Ja, baie diep al hy my heen. Hy plaas my voete op my ewige rots. Ja, baie diep al hy my heen. Hy plaas my voete op my ewige rots. Ja, baie diep al hy my heen. Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja. Aan die Koning van die eeuwe. Amen. Hemelvader, Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja. Aan die Koning van die eeuwe. Amen. Aan die Koning van die eeuwe. Amen. Here, dankie dat ons weet U is hier. U is 'n Hemelvader wat by ons is, wat nie ver is nie, wat hier is, wat deur U Gees in ons is, en U wil ons in hierdie tyd net kom verseker van
die vaste fondamente waarop u kerk kom bou. Here, dankie daarvoor en kom seën ons vanaand asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie André, daar het julle vanaand se tema Sola Fidei geregverdig deur geloof alleen. En ons skriflesing kry ons daar in Romeine 1 vers 8 tot 17. Romeine 1 vers 8 tot 17. Dis eintlik so 'n kosbare gedeelte wat Paulus, wat self nie by hulle kon wees nie, wat Frits ook vanoggend gesê het, en begeer om by hulle uit te kom en 'n klomp waarhede met hulle te kom deel. Baie belangrike inligtings ook deurgegee. Daar word vertel dat Spurgeon, seker een van die grootste predikers van alle eeue, studente het hom besoek op 'n stadium en toe vra hulle vir hom, die Spurgeon, waaroor preek jy? Wat is, ons wil daarom hoor, waaroor preek die bekende prediker? Toe sê hy, ek is met Romeine besig. En paar jaar later, toe kom hulle weer daar en hulle vra weer vir hom, nou is ons nuuskierig, waaroor preek jy nou? Hy sê, ek is nog steeds met Romeine besig. Ek trek nou so by hoofstuk 13. Romeine is seker die boek wat teologies en 'n stuk juweel is. Alles wat ons nodig het om te weet, dit het Frits vanoggend ook gesê, kry ons in Romeine. Kosbare boek wat ek regtig hoop in hierdie tyd sommer vir ons almal kosbaar sal word ook. Maar kom ons lees dan vanaf vers 8. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld, is dit nie pragtig, die praat die mense oor julle geloof. God wat ek met hart en siel dien, deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie, dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vra ek of God dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak, om julle te besoek nie. Is dit nie interessant dat net so ietsie aan die kantlyn, Paulus het hulle besoek, maar aan die einde van sy lewe, en dis waar hy doodgemaak is, die martelaarsdood op die ou einde gesterf het. Hy was daar, maar in totaal ander omstandighede. Maar hy sê, elke keer as ek bid, vra ek of God dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra, om julle te versterk. Ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Broers, ek wil hê julle moet weet, dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by ander heidene nasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. En dan ons teksvers is hierdie volgende 2 verse. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God, tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, en luister, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Is interessant, net so kantaantekening ook hier wat hy sê, ek sien baie daarna uit om julle te besoek, daar in vers 11, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek dink nie ek is verkeerd as ek vanaand sê, as daar 'n begeerte in ons twee leraars se harte is in hierdie tyd,
is dit regtig dat ons hierdie geestelike gawe van geloofsekerheid en versterking en net 'n sekere wete waarop ons bou, dat ons dit met julle wil deel, want dis die kern, en natuurlik ook die implikasies daarvan, en dit sal ons ook aanspreek Sondag. Wat is al, dink so 'n bietjie, die grootste misverstand wat jy al beleef het? Dink nou maar aan klein goedjies en die frustrasie daar rondom. Jy gryp 'n sleutel en nou sluit jy alles oop en trek die kar uit en alles en jy is so op pad en dan kom jy by die plek en dan het jy verkeerde sleutels gegryp. Jy besef nou moet ek weer aangaan deur al die goeders gaan. Ons het nogal so ietsie beleef ook verlede Sondag toe ons daar in Swaziland aankom. Dr. Delporte het al die gradeplegtigheid so goed in Pretoria gelos en ek het nou met Henny paar keer gereël, Henny van Sail om dit op te tel. Toe ons in Swaziland kom, vra ek vir hom, Henny, het jy die goed gekry? En hy gryp so en toe voel dit asof my hele wêreld net so. Op die ou einde kos dit ons dat hy moet terugry Woensdag aand. Daar oorslaap het vat en die volgende dag weer al die pad van Pretoria ook moet ry Swaziland toe. Want daai besef van, jy het iets in jou kop gehad, jy het gedink jy gryp die sleutel, en dan kom jy by die plek, dan is dit verkeerd. Of jy het iets vergeet. Die ergste wat ek gehoor het was toe van iemand, en dis waar, wat ons gehoor het van mense wat Amerika toe is, en hulle visums is in ander paspoorte as die paspoorte wat hulle nou gebruik. Dit gebeur nogal baie. En toe hulle in Amerika afklim, en hy vra sy vrou, het jy daai 2 paspoorte ook gevat? En sy sê nee. Kos hulle koop nuwe vliegtuigkaartjies, vlieg terug Suid-Afrika toe, reël intussen laat iemand die goed vir hulle optel in lughawe te vat, en vlieg al die pad terug Amerika toe, net om te kan ingaan. Nou as ons dink is erg, luister na hierdie een. Jy kom voor die hemelpoorte en jy dink jy is gereed. En die Here sê, skus, ek ken jou nie. Kan jy dit indink? Ek dink dit moet verskriklik. Opgewonde, ek gaan hemel toe, en as ek daar kom en dan, die Here vra vir my op grond, waarvoor moet ek jou toelaat? En jy begin hom en haar en dink aan klomp moontlike antwoorde. En daai deure word voor jou toegemaak. Soos voor daardie 5 dwaase meisies. En jy gaan hel toe. Daar is nie gou om 'n vliegtuig te vat en terug te vlieg nie. Jy kan nie omdraai en dit weer gaan haal nie. Want as jy sterf is dit verby, dan is dit klaar. Dan staan jy met die realiteit voor die Here. Die groot vraag waarmee almal reg deur al die eeue in die kerk geworstel het, was die vraag, hoe kan 'n sondige mens reg wees voor 'n heilige God? Hoe is dit moontlik dat daar vir 'n mens met al sy sonde en al sy verkeer, dat so 'n mens voor 'n heilige God kan staan en kan indink dat daardie God hom gaan vryspreek en gaan toelaat? En deur die eeue het die mense baie dinge probeer doen. Die Katolieke het dit probeer doen met hulle kloosters. Hulle het gedink as hulle kan onttrek uit die wêreld en hulle bly in 'n klooster,
dan is hulle vry van die wêreldse invloede en dan kan hulle dalk dit maak. Daar was selfs een monnik wat besluit het selfs 'n klooster is 'n probleem. En hy het op 'n paal gaan bly. En gedink as hy hom kan afskei van die wêreld, dan gaan hy dit dalk miskien maak. Mense het deur die eeue heen probeer met godsdienstige rituele wat hulle gedink het as hulle hierdie klomp goeders kan doen. Dit laat my so dink aan die Baalpriesters wat toe Elia vir hulle sê, miskien moet julle 'n bietjie harder bid want julle dalk slaap julle gode en hulle sny hulle en hulle kerf hulle in die hoop dat hulle God dat Baal sal hoor. Soos baie van die godsdienstige rituele wat mense dinge doen wat hulle dink, miskien gaan dit werk. Of as ek myself net kan verbeter. As ek net meer en meer aan myself kan werk en 'n beter mens kan word, ander ding deur morele dissipline, as ek myself kan vashou by dit wat reg is, ander ding deur kerkbywoning. As ek in die kerk sit, dan is ek okay. Vra maar vir enige dominee of 'n ouderling en hoeveel keer die vraag kom, maar broer en sis, hoe gaan dit met julle geestelike lewe? En dan sê hulle, luister hierso dominee of broer ouderling, ons probeer regtig baie hard. Ons probeer kerk toe gaan wanneer dit moontlik is, maar jy weet my man werk skofte. En jy weet dis moeilik en ons probeer by die kerk daarom net ietsie betrokke te wees. En al hierdie goeders, Frits het vanoggend genoem van die aflaatbriewe, dat jy jou sekerheid kan afkoop. Hoe meer ek betaal, hoe sekerder is ek dat my plek in die hemel reg is. Dit was aanvanklik gewees dat as iemand dood is, kan sy familie dan nou vir hom hierdie afkoopboetes betaal, dat sy siel gerelease kan word, dat hy kan hemel toe gaan. En toe begin hulle agterkom, want is beter, as hulle die ou self laat sê, weet jy wat, jy kan nog voor jou dood al begin betaal. Nou Mati, as jy weet, ek moet betaal, as ek eendag hemel toe wil gaan ek genoeg betaal, om seker te maak. En toe kom die reformatie, met 'n eenvoudige, maar 'n radikale antwoord. Sola fide. Nee. Deur geloof alleen. Nie deur verdienste, nie deur prestasie, nie deur goeie dade nie, nie deur om op 'n paal te gaan bly nie, nie om in 'n monnik jouself klooster jouself af te sluit nie, nee, maar alleen deur jou geloof in Jesus Christus. En as ons vandag dink aan moderne maniere, dan sit vir my so hartseer en dan voel ek vir 'n mens asof jy net vir 'n dominee of 'n pastoor net wil sê, broer, wat se juk plaas jy op mense, as iemand vir jou sê, maar luister hierso, jy moet in Jesus Christus glo en jy moet gedoop wees, dan sal jy hemel toe gaan. Snerp, jy kan maar jou doopseël by hier op die aarde los, jy hoef hom nie saam te vat. Of iemand wat sê, jy sal gered word as jy in Jesus glo, maar jy moet ook jou 10de gee. Soos party groepe neem salarisstrokies in om te sien wat kry hulle lidmate, om te sien of hulle 10des gee. Dis moderne maniere, maar wat op die ou einde dieselfde is om op in 'n klooster te gaan bly of op 'n paal te gaan bly en te dink jy kan iets doen aan jou saligheid. Geloof plus, dis nie waar nie. Die kern van sola fide,
Die eerste belangrike gedagte kry ons in Romeine 1 vers 17, want daarin word geopenbaar die geregtigheid wat van God kom, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. Hulle sê, Martin Luther het hierdie vers 17, het hy gesê, is die poort na die paradys. Die poort na die paradys. Daardie een sleutel, uit daai hele bos sleutels wat ons so ronddra, een sleutel wat 'n deur oopsluit. Jy kan al die ander probeer. Die poort na die paradys. En dit het Martin Luther se begrip van God en van verlossing radikaal verander. Want sola fide beteken, gebed is die middel, nie die verdienste nie. Gebed is die middel. Hoe? Ek sal dit nou verduidelik. Christus is die grond van hierdie verlossing, nie ons werke nie. Genade is die bron, nie al ons pogings nie. Gebed is die middel, waardeur jy dit ontvang. Christus is die grond waarop ek en jy dit kan aanvaar, en genade is die bron. Dit wat agter alles sit van hierdie verlossing in Jesus Christus. Ons word nie geregverdig omdat ons glo nie, want dis 'n ander ding wat baie keer ook kom, dat mense sê, maar dan word geloof mos ook weer iets wat ek moet doen. Nee, vriende, ons word geregverdig nie omdat ons glo nie, maar deur geloof wat ons aan Christus verbind. Ek hoop jy hoor dit, want geloof is nie ook maar net 'n stukkie werk van my kant af nie. Nee, geloof is maar net die hand wat ek uitsteek. Ek en jy word nie gered op grond van hoe groot of hoe klein ons geloof is nie, nee. Ek en jy word gered omdat ons 'n bedelaarshanduitgesteek het en dit wat Christus kom doen het, net eenvoudig aanvaar het. Jy sien dat selfs geloof word al die werke, gedagtes wat daaraan moontlik gekoppel kan word, ook weggeneem. Vir my bly altyd die bekendste beeld in die EE3, die beeld van daardie bedelaarshand. As hy daai hand uitsteek, ek verdien dit nie. Ek het nie vir jou gewerk nie, ek het niks vir jou gedoen nie, daar's geen gronde hoekom jy moet help nie, maar ek steek maar net hierdie hand uit en ek doen aanspraak op jou hart, dat jy jou hart sal sag word, en dan op grond van dit sal jy gee of nie gee nie. Geloof is nie 'n stuk werke nie. Geloof is net om te sê dankie. Dis al. Gebed is die middel. Here, ek het U nodig. Die gronde waarop jy staan, dit wat Jesus Christus gedoen het. En hoekom? Wat is die bron van dit? Wat sit agter dit alles? God se genade. Wat is regverdiging? Romeine 3 vers 28, ons is dus oortuig dat die mens geregverdig word deur geloof sonder die werke van die wet. Wat is regverdiging? Dis 'n regstitel, dis 'n regsverklaring. Dis nie 'n innerlike gevoel wat jy het nie. Want geloofsekerheid, vriende, neem die hele ding
van gevoel ook weg. Want as ek partykeer goed voel, dan is ek 'n kind van die Here, en as ek nie goed voel nie, dan twyfel ek in my geloof. Regverdiging is 'n regsterm wanneer die regter sê, ek spreek jou vry, ek verklaar jou regverdig. Ek verklaar jou onskuldig. Daardie verligting, kan jou indink, iemand wat daar van moord aangekla word, en die regter luister na alles, en hy slaan hy op sy hamer, met sy hamertjie, dan sê hy, onskuldig. Verklaar jou, sonder skuld. Dis regverdig. Kan ek en jy dit verdien? Nee. Jy moet onskuldig wees, om regverdig verklaar te word. Nou, hoe werk dit? Dit beteken, God verklaar die sondaar mens, soos ek en jy, verklaar God onskuldig. Luister, sondaar mens, onskuldig, nie omdat hy sondeloos is nie, nee. Die pragtige boek, What is so amazing about Grace? Wanneer 'n sondaar mens besef, ek ellendige mens, soos Paulus sê, wie kan my van hierdie doodsbestaan verlos? God verklaar die sondaars onskuldig, nie omdat hy sondeloos is nie, maar omdat Christus se geregtigheid aan hom toegereken word. Wat beteken dit prakties? Dit beteken dat dit wat tussen God en my die skeiding bring, is die sonde. Ek ellendige mens, wie kan my van hierdie doodsbestaan verlos? Omdat hierdie rekordboek van sonde, wat boeke vol is, beteken die ewige hel en straf. Maar dan gebeur daar iets aan die kruis op Golgotha. Hierdie rekordboek van sonde word afgehaal van my af. En dit word op Jesus neergesit. En aan die kruis sterf hy, en slaan aan daai kruis, slaan hy al die skuldbewyse teen jou en my, word aan daai kruis vasgespijker, Kolossense 2. Almal, dit wat ek gedoen het, doen en gaan doen. Elke skuldbewys word aan die kruis vasgespijker. Hy neem hierdie rekordboek, hierdie ding tussen my en God word weggevat, en dan plant hy in my die geregtigheid van Jesus Christus. En op grond van dit word ek en jy vanaand, as jy dit vir die eerste keer glo, maar ek glo elkeen van julle weet dit, verklaar God ons regverdig, sonder sonde. Wat 'n genade. Vriende, as ons Sondag gaan kom en verder aan die res van die jaar van lewende offers, waar Paulus skrywe, op grond hiervan, wat is dit? Hy verwys na dit wat ons hierdie week met julle besig is. Daar is geen groter motivering om aan Christus toegewy te wees as dit nie. Ek is op pad hel toe, ek is 'n sondaar, ek kan niks doen om dit af te weer nie, nee. Maar dit sy genade, vat hy die rekordboek van sonde weg, en hy plant Christus se geregtigheid in ons. Ons is skuldig, maar Christus neem ons straf, sy geregtigheid word ons geregtigheid. God verklaar ons regverdig. En luister na dit.
Dit gebeur eenmalig, volkome en finaal. Afgaan. As jy ooit twyfel, wil ek hê jy moet vanaand, en waar jy en wanneer jy ook al weer dalk luister na hierdie boodskap, ek wil hê jy moet vanaand dit vat. God se regverdigmaking is 'n eenmalige, afgehandelde, volkome gebeure, 'n finaliteit. As ek voor hom kom staan het en met 'n bedelaarsehande van geloof hierdie verlossing kom aanvaar het wat Jesus kom bewerk het, om te sê ek kan nie, daar's niks wat ek kan doen. Al leef ek 100%, daar's niks wat ek kan doen. Ek aanvaar nie. En jy maak dit jou eie en jy vat dit net, glo dit net. Ons jy vrygespreek. En dan sit jy vanaand daar in die bank, regverdig. Dis die verlossingsboodskap. Weet julle wat ons grootste, om te sê die Engelse woord drawback, wat is die grootste ding wat ons terughou as gelowiges? Ons verstaan dit nie. Ek voel so goed en ek is op 'n geestelike hoogtepunt en dan kom die realiteit weer tot my en dan doen ek sonde en is ek verkeerd, en dan is ek weer verloor en ek is op pad hel toe en dan kom ek weer by die Here uit en dan gaan dit weer goed en dan gaan ek weer hemel toe en dan struikel ek weer en nou is ek weer op pad hel toe. Dank God dat dit nie so is nie. Hierdie verklaring is 'n eenmalige vryspraak wat ek en jy net kan vat. Die derde belangrik het ek ook al na verwys, geloof is nie 'n werk nie. Baie mense dink geloof is net nog 'n prestasie. As ek net sterk genoeg is, as ek net harder probeer, as ek net langer kan vasbyt. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, julle, luister hierso, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie. Dis 'n gawe. Dis wat God kom gee. Geloof is nie die oorsaak van ons redding. En ek hoop jy hoor baie mooi. Ek word nie gered op grond van my groot geloof nie. Ek word nie, die geloof is nie die oorsaak van my redding nie. Nee, dis die hand wat ek hierdie genade ontvang. Dit sê ek glo. 'n bedelaarshandel, selfs ons geloof is genade. Dat ek daai handjie kan uitsteek. Is net genade. Maar wat dan van goeie werke? En nou hier raak baie mense verward, want as 'n mens Jakobus lees, dan sê Jakobus 2 vers 17, so is die geloof ook, as dit nie werke het nie, in sigself dood. Staan die twee goed teenoor mekaar. Die kerk het so lank daaroor gestry, dat die boek Jakobus die laaste boek is, wat in die kanon van die Bybel opgeneem is. Soos die mense gestry het, moet hy in, moet hy nie in nie, want omdat dit klink asof hy van werkheiligheid praat, dis eintlik eenvoudig. Paulus sê ons word nie geregverdig deur ons werke nie. Jakobus sê, ware geloof bly nie sonder werk. Julle, as ons kerk dit kan vat, en ek wil dit hê, die mense moet dit hoor, ook wat nie hier vanaand is nie. As ons kerk, ons gemeente, as die kerk oor die wêreld, as die kerk in Suid-Afrika dit kan vat, om net te sê, as jy werklik glo, sal en kan die vrug op jou geloof, op jou verlossing, op jou regverdigmaking,
Ek sal nie kan uitbly nie. En vir Jakobus was dit punt klaar. Hy het dit so sterk beleef dat hy gesê het, as daar nie die werke is nie, dan is jou geloof dood. Vir hom was dit eintlik ondenkbaar om te kan dink dat as jy dit verstaan van geloof, vriende, verstaan jy dit? Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maar dat God kom op grond van dit wat Jesus gedoen het en hy spreek jou vry. As jy dit nie verstaan nie. Hierdie verlossing kan ons nie anders dat jy toegewy wil lewe nie. Dis hoekom vir Paulus, en julle gaan dit hierdie jaar so baie keer hoor, op grond hiervan, op grond van dit wat ons hoor en lees, en die verlossing dat ek en jy uit genade gered is, dat God 'n streep deur ons sondige lewe getrek het, en dat hy vir ons die lewe gee, as dit ons nie motiveer nie, wat sal ons motiveer? Die laaste, wat ek net 'n oomblik wil stil staan, die vrymakende krag van die sola fidei. Waarvan maak die sola fidei ons los? Dit maak ons vry van skuld. Ek voel so skuldig. Ek wens ek kon dit weer oorkry. Ek wens ek kon dit weer oordoen. Vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vriende, word vry vanaand van dit wat jou so kastei vir baie jare. Hou op om in die nagte wakker te lê. Want jy is vry. Glo dit. Aanvaar dit. Die sola fidei maak ons vry van prestasie. Ek wil presteer. Ek wil, en dan met respek gesê, ek wil afshow. Ek dink net hoe beter. Ek hoef God nie te beïndruk nie. Dis my ek weet, dis 'n eenvoudige voorbeeld, maar dit sê vir my so alles. Die jaar wat ons in Leeuderingstad is met die bazaar daarso, ons het vriende geraak met 'n jong paartjie, wat ons toevallig nou die vakansie na hoeveel 40 jaar weer raak geloop het. Maar hulle het wat boere op 'n plaas en hulle is by die puddingtafel. En sy het vla gebring. Maar nou steek sy haar bak vla hier agterweg. Vra Wilna vir hom, hoekom steek jy jou vla hier agterweg? Sy sê, want my vla proe glad nie soos my skoonma se nie. Laat hulle nou maar eers al my skoonma se vla koop en kry, en as daar dan kort is, sal ek myne uithaal, anders vat ek dit net weer so huis toe. En dis nogal 'n prent wat ons het, omdat ek nie so goed is soos jy nie, omdat ek nie so goed doen soos jy nie, dink ek gaan dit nie maak nie. Ek moet my half self wegsteek. Nee, ons is vry van prestasie. Ons doen omdat ons wil. Ons doen omdat ons 'n passie het uit liefde vir 'n Vader wat vir my die kans tot die lewe gegee het. Want as dit nie vir hierdie boodskap was nie, was ek en jy vandag op pad hel toe. Eenvoudig dit. Dan het ons in die vliegtuig ander kant afgeklim en ontdek ons het nie die visum nie. Die hartseer is, dan kan ons nie terugkom nie. Dit maak ons vry om met vreugde te dien. Met blydskap.
dan wil ek iets doen. Dan is dit vir my lekker, en hoe besigger ek is vir die Here, hoe lekker is dit vir my. En hoe meer druk daar is, hoe lekkerder is dit, want die Here gee my krag daarin. Want ek doen dit nie meer omdat ek bang is of uit vrees nie. Nee, ek doen dit uit dankbaarheid. Dan sal ek die vloer oor en oor en oor skoonmaak uit dankbaarheid. Is dit nie genade nie? Is dit nie genade? Ek wil vanaand vir jou vra, het jy dit al gesnap? Geloof alleen. Ons geloof ook nie 'n stuk werk, maar net 'n bedelaar. Ek, swak, nietige en sondige mens, verdien dit nie. Maar ons kan voor God kom staan. Dis daai lied van ons, leeg net met my sondelas, hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, want U het ook my skuld gedra. Ons staan nie voor God weer, nou moet jy net na die woorde klaar luister. Ons staan nie voor God met leë hande nie. Baie mense sal sê, hoe kan ek gaan met leë hande? Ons staan nie voor God met leë hande. Ons staan voor Hom met gevulde hande. Gevul deur Jesus se verdienste. Dis genade. Dis geloof. As jy ooit weer twyfel, luister maar weer die preek. As jy ooit weer skuldig voel, luister maar weer die preek. En my gebed vir hierdie gemeente is dat ons gaan wegkom van heeltyd skuldig. En dat ons gaan kom by 'n punt wat ons net in geloof gaan vashou. Dit wat Jesus gedoen het. En volgende keer, as ons iets moet doen, of iewers betrokke moet raak, of iewers iets moet deel, dat die gemeente gaan opspring en sê, ek wil, met genade, vir dit wat hy gedoen het. Sola fide. Ons bid saam. Dierbare Vader, baie dankie vir U boodskap van genade. Dankie dat hierdie boodskap alle onsekerheid wegvat. Want Here, ons weet, as ons dit nie verstaan nie, dan is ons baie keer eendag 'n kind van U en ander dag nie 'n kind van U nie. Maar dat ons weet, as ons geloof verstaan, dan weet ons kan elke sekond van elke dag seker wees. Ek weet dat ek aan Christus behoort. Here, dankie vir genade en liefde en omgee en vir Christus en die verlossing. Dankie dat ons niks hoef te doen nie. Dat ons dit net in geloof kan vat. Maar Here, help hierdie gemeente en elkeen wat hierna luister, dat dit 'n lewensveranderende besef sal wees,
Daarom kan ek nie stil bly. Daarom kan ek nie agteroor sit en niks doen. Daarom kan ek nie maar sê, dis lekker en gemaklik by die huis nie. Nee. Want ek besef, ek is gered uit genade. Dankie daarvoor. Amen. Ons sluit af met die laaste lied. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeienis die ware geluk. Uit sy genade, liefde en trou, weet hoe God sy kinders verhou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Die genade van ons Here Jesus Christus, hy wat die weg tot waarheid en tot lewe is, sy genade en die liefde van 'n Vader wat hom gestuur het, wat ons gekies het, en die volheid van die Gees wat in ons leef om hierdie waarheid uit te leef, bly nou met elkeen van ons. Amen.